as iets wat onmoontlik is. Dis onmoontlik om God te behaag, om hom te please. Jy kan God nie please as jy nie geloof het nie. Jy kan alle mooi werke doen op hierdie aarde. Jy kan 1 miljoen rand vir die Koeksuster vereniging gee. As jy nie geloof het nie, kan jy God nie please nie. Die ander kant is ook die waarheid, jy kan baie foute maak in hierdie lewe. Maar as jy geloof het, dan please jy God. Jy kan struikel in hierdie lewe. Ons almal struikel dikwels. Maar as jy geloof het, dan kyk God na hierdie man en vrou en sê, ek is tevrede. Sonder geloof, as jy hierdie een bestanddeel nie in jou lewe het nie, en ek gaan met jou daaroor praat vanmôre, is dit onmoontlik om God te behaag. As jy na God toe gaan, moet jy glo dat God bestaan, hy is 'n werklikheid en hy beloon geloof. Favor isn't fair, sê hulle, maar ek sê, daai sê ding is nie die waarheid nie. As jy geloof het, dan het jy favor. As jy geloof laat groei, het jy favor. As jy geloof laat toeneem, as jy dit cultivate, dan het jy favor. Mense, almal het geloof. Daar's geen mens wat nie geloof het nie. Ek gaan jou net iets sê daarvan. Die gemiddelde Christen sê hulle kan 500 liedjies uit hulle kop uitsing. Maar hulle kan nie 5 verse in die Bybel quoteer nie. 'n gemiddelde Christen kan 500 koortjies of geestelike liedere, praat van geestelike liedere, uit hulle kop uitsing. Gaan tel hulle 'n bietjie. Jy gaan verstom wees hoeveel jy ken. Maar as ek vir jou sou vra, vir 'n gemiddelde Christen wat siek is, quoteer vir my 5 verse oor genesing. Baie sal nie eens een kan quoteer nie. As ek 'n gemiddelde Christen sou vra, wat finansiële uitdaging het, quoteer vir my 5 verse oor finansies en God se voorsiening, dan sal hulle my dalk nie een kan quoteer nie. Die probleem is nie by God nie. Die probleem is nie dat guns nie beskikbaar is nie. Die probleem is ook nie soseer geloof nie, want almal het 'n mate van geloof. Die probleem is dat die mens nie die woord inneem om hulle geloof sterk te maak en dit te laat groei nie. Die geloof is ook nie altyd gebed nie, want baie mense bid baie, veral die gemiddelde Suid-Afrikaner. Ons bid nie soveel soos ons moet bid nie, ons kan meer bid, ek weet dit ja, maar die gemiddelde Suid-Afrikaner bid almal. Maar hulle glo nie wat hulle bid nie, want om die draai, dan spreek hulle negatief oor hulle lewensomstandighede. Romeine 12 vers 3. Lees hierdie vers. Veral daai laaste stukkie. Ek gaan die hele vers lees, maar veral daai laaste stukkie. Hy sê, want deur die genade van God wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, ek sê dit nou maar hierso ook, dat ons nie van onsself meer moet dink as wat ons behoort nie. Maar dat elkeen daaraan moet dink. Soos waaraan moet ons dink? Om besadig te wees na die maat van geloof, sê vir my, saam met my maat. Dis soos 'n maatemmer, dis 'n maat, dis 'n inhoudsmaat. Die maat van geloof soos God dit aan elkeen toebedeel word. Soos jy moet dink dat God aan elke mens tot 'n sondaar het geloof. Maar dis net 'n mate. Want anders sou jy nie tot bekering kon kom. Jy het geloof nodig om te glo dat God is. Jy het geloof nodig om te bid. Mense het ek al gehoor sê, bid vir my, ek soek meer geloof. Ek kan nie daarvoor bid nie. Jy moet geloof laat groei deur die woord te hoor. Hoeveel het jy hierdie week die woord gehoor? Hoeveel gaan jy kerk toe om die woord te hoor? Woon jy spesiale dienste by as jy kan? Ek vat my gesin gereeld na spesiale dienste toe. Verlede week 2 konferensiedienste in die Kaap gaan bywoon. Ek vat partykeer van my gemeentelede saam, sê ek ry hiernatoe of ek ry daartoe. Is 'n maandag aand, ons het nie iets by die kerk aan nie, ek moet my siel voed. Anders sou ek, Kobus Du Plessis, dit nooit gemaak het nie. Daar sit my skoonouers, gaan vra my skoonma, solank soos sy my ken, gaan woon ek dienste by. Gaan woon dienste hierso in Wesbank by, as haar konferensie is. As ek hoor hier's 'n konferensie, gaan woon ek 'n diens by. Partykeer sluip ek in, want ek wil nou nie hê, daar moet nou gesê word, die pastoor moet hierdie of daai of welkom nie. Dan sluip ek in en ek sit net daar agter.
maar jy moet jou siel voed. Jy is waar jy is, as gevolg van die hoeveelheid woord wat jy inneem. Favor isn't fair, sê hulle. Ek sê vir jou, favor is fair. Guns is fair. God wil guns oor elke mens uitstort. Dit gaan nie, God word nie beïndruk of word nie beweeg deur jou hoeveel jy huil nie. Of jou emosionele omstandighede. Selfs jou pyn nie. Hy word beweeg deur geloof. God is besorg oor jou emosionele omstandighede. Hy is besorg oor jou pyn, maar hy word nie daardeur beweeg nie. Hy word beweeg deur jou geloof. Die Bybel sê, elkeen het geloof. Elkeen het 'n mate. Dis soos lug. Ons almal het 'n neus. Dis soos 'n neus. Elkeen het 'n neus. Elkeen het 'n arm hierso, of 'n voet, of 'n oog. Soos wat jy 'n neus het, so het jy geloof. Dis soos lug wat ons inasem. Party mense doen net meer met lug. Party ouens bou vliegtuie en die vliegtuie ry op die lug en hulle maak 'n miljoen rand daai. Ander ou bou windmolens en hulle maak geld uit lug uit. Party ouens gebruik net die bietjie lug wat hulle het elke dag. Kom ons doen meer met ons geloof. Kom ons gebruik dit tot eer van die Here. Daar's net een manier om God te please. Just one way. En dit is geloof. En geloof stap partykeer op water. Wil jy nie God glo vir groter dinge nie. Party mense glo God vir klein goedjies en dis alright. God spesialiseer in klein goedjies, maar hy spesialiseer ook in groot dinge. Wil jy nie daai selfde geloof 'n bietjie inspann en God vir groter dinge vra nie? Ek wil oor jouself, oor jou spreek, oor jou en oor my. You will not survive, but you will thrive. Jy gaan dit nie maak nie, jy gaan meer as dit maak, jy is meer as 'n oorwinnaar. Maar dit gaan maak of jy jou geloof inspann. Hoeveel keer het mense al vir jou 'n ding gesê en dit het jou gebreek? Jou moed gebreek, jou spoed gebreek, jou idee gebreek, jou borrel gebars. Woorde het die vermoë om 'n mens te bou of om jou te breek. Kom ons vat hierdie woord, want dit sal jou bou. Dit sal jou bou. Maak jou doof vir wat mense sê. Hou jou doof vir wat mense sê. Moenie dat mense jou borrel bars nie. Jy is tot alles in staat deur Christus wat die krag gee en droom 'n bietjie groter. Droom 'n bietjie groter. Glo God vir groter dinge, vir meer oorwinnings, meer finansies, meer gesondheid, 'n beter aftrede. Maar nou praat mense so negatief. En weet jy wat, hoe weet jy of iemand geloof het? Jy hoor dit in sy spraak. Ag nee, ons is, pastoor, ons is eintlik maar arme mense. Dat hy al sy blessings slaaf vernietig. Daar's baie godsmanne, waaroor God wonderlike profetiese woord uitgespreek het oor jare. Maar as jy saam met hulle gaan kuier, soos wat ek ook partykeer by godsmanne kuier, dan hoor jy, hulle praat nie daardie goed in wording nie. Wat jy sê, sal jy hê. En jou woorde sê vir my wat jy glo. 5 minute in iemand se teenwoordigheid en ek weet of hy het gaan maak en of hy het nie gaan maak nie. Dit gaan nie, hierdie lewe is nie vir die slimmes nie. Is ook nie vir die sterkes nie. Dis vir die mense wat glo. Jy hoef nie slim te wees nie. Jy hoef ook nie sterk te wees nie. Glo net God dat hy die onmoontlike kan doen. My God specializes in things though impossible. Elke mens het geloof. Elkeen het dit. Dis soos lig het ek net nog gesê. Groei jou geloof. Lees en leer hierdie woord. Lees en leer hierdie woord. Ek wonder as ek in hierdie gehoor, met alle liefde en respek, en alle omgee en deernis, en as ek jou sou vra om 5 verse oor genesing te kwoteer, of jy dit sal reg kry. Die meeste mense, jammer, die meeste mense kan dit nie doen nie. Dit sê baie van jou geloof. Want geloof groei net deur die woord. Dit is die teelaarde van geloof. En jy het geloof nodig om God te please. En jy het geloof nodig vir deurbrake. Jy het geloof nodig om dinge te laat gebeur. Partykeer as jy praat, moet dit so 'n bietjie klink asof jy 'n bietjie out of your mind is. Jy moet soos 'n idioot klink
Jy moet soos 'n eenvoudige mens klink. Die woord van die Here sê, die owerpriesters, die fariseërs het vir Petrus hulle herken. En hulle het gesien dat dit eenvoudige mense was. Maar weet jy wat, deur eenvoudige mense het daar lammes opgestaan. Deur eenvoudige mense het blindes gesien. Deur eenvoudige mense het dowes gehoor. Deur eenvoudige mense, Petrus se bekering en sy prediking het daar 3000 siele tot bekering gekom. Die Bybel sê hulle was ongeleerde mense gewees. Hulle was ongeleerd. Daai woord ongeleerd beteken ongeletterd. Hulle kon nie lees en skryf nie. Maar God het dit deur hulle gedoen, want hulle het iets gehad. Hulle het geglo in die Messias. Hulle het geglo in Jesus Christus. En hulle het die woord gekwoteer. Stukke en stukke en stukke. Wat gaan ons bid? Ons gaan bid dat God se wil op aarde geskied. Wat sê die Bybel in die Onse Vader? Hy sê, laat die koninkryk kom, laat u wil geskied op die aarde soos in die hemel. Baie mense wil nie waag om dit te bid nie. Weet jy wat bid jy as jy sê, laat die wil geskied? Het jy geweet, daar is geen siekte in die hemel nie? Dan mag jy vir gesondheid bid op aarde. Het jy geweet, daar is geen armoede in die hemel nie? Dan mag jy vir voorsiening, rykdom, deurbrake op aarde bid. Bid vir dinge op aarde wat jy nodig het. En vra God vir 'n bietjie meer. Glo God dat 'n kanker sal uitval. Glo God dat iets onmoontliks kan gebeur. Glo 'n bietjie die Here vir ietsie meer. Strek 'n bietjie jou geloof. Daar's net een ding wat God tevrede stel en dis geloof. Dis 'n geestelike oorlogvoering om heeltyd positief te praat. Vir baie mense bid jy en dan stap hulle hier by die deur uit, dan sê hulle ook, weet daarom nie of ek gesond is nie. Skouer is nog seer. Daar het hulle klaar alles verloor. Die Bybel sê op siekes sal julle die hande lê en hulle sal gesond word. Nie wees nie, word. Partykeer vat dit 'n dag, partykeer vat dit 3 dae, maar hier by die voordeur het hy dit afgesny. Hy het dit afgesny. Hy gaan dit nie kry nie. So 'n mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Hy's dubbelhartig. Hy's onbestendig in al sy weë, al sy paaie. Hy's onbestendig. Hy sal nooit standvastig wees nie, want hy's 'n negatiewe mens. Negatiewe mense moenie dink dat hulle iets van die Here sal kry nie. Hulle moet dit net nie dink nie. Hulle mag baie huil, hulle mag baie pyn hê, hulle mag baie smart hê, maar hulle moet net nie dink dat hulle iets met die Here sal kry nie, want God word nie beweeg deur negativiteit nie. Hy word deur een ding alleen beweeg, en dis geloof. En daar's net een manier om dit te groei. Lees jou Bybel en bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag. Lees jou Bybel en bid elke dag en jy sal groei. Groei. Lees vir Facebook en vergeet om te bid. Vergeet om te bid. Vergeet om te bid. Lees vir Facebook, vergeet om te bid en jy sal krimp. Krimp. Jy sal krimp. Jy sal krimp. Maar lees jou Bybel en elke dag, bid elke dag, bid elke dag. Lees jou Bybel en bid elke dag en jy sal groei. Daar's nie armoede in die hemel nie. Hebreërs 11 vers 1 sê, geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van dinge wat ons nie sien nie. Nou, dit is baie woorde. Wat is geloof? Geloof beteken jy sien dit nie, maar jy vertrou dat jy dit het. Jy sien dit nie, maar jy vertrou jy het dit. Geloof is 'n vaste vertrou. Al kan jy dit nie sien nie, moet jy dit glo. Eers deur geloof in die geesteswêreld, dan gaan jy dit sien, maar jy moet dit glo. Al sien jy nie jy's gesond nie, moet jy glo jy's gesond.
Al sien jy nie jou bankrekening het verander nie, moet jy glo uit verander. Al sien jy nie jou nuwe kar wat jy oor jou lewe spreek nie, moet jy glo jy het daardie nuwe kar. En dan sal jy dit sien. Geloof is om iets te sê en iets te verklaar en iets uit te roep, 'n dekreet uit te vaardig, al sien jy dit nie. Geloof gaan nie oor wat jy sien nie. Wat sê daai vers? Is dit 2 Korinte? Daar sê ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing. We walk by faith and not by sight. Sê dit saam met my. Kom, sê dit saam met my. We walk by faith and not by sight. Kom, sê dit saam met my, maar nou sê jy nie we nie, nou sê jy ek. Sê, I walk by faith and not by sight. Nou gaan jy met jouself praat, maar sommer lekker hard. Sê, I walk by faith and not by sight. 'n Mens wat wandel deur wat hy het, gaan nooit iets hê nie. Want hy gaan nooit iets besit nie. Hy gaan nooit iets doen nie. Want Suid-Afrika lyk nou so en so en so en so en nou doen hy ook niks nie. Hy's te bang om iets te doen, want hy's bang iemand gaan dit by hom vat. En nou doen hy ook niks nie. Maar dis mense wat in negatiewe omstandighede wonderwerke sien en wat bo uitkom. Het jy geweet die grootste deurbrake word in negatiewe omstandighede gebore? Patente word gebore wanneer daar 'n uitdaging is. Ander mense kla terwyl ander mense bo uitkom. En ek wil nie een van daardie wees wat kla nie. Ek wil God please. Hebreërs 11 vers 3 sê, deur geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God ontstaan het. 'n Woord. Die wêreld het deur die woord ontstaan. Sê dit saam met die wêreld het deur die woord ontstaan. Het jy geweet jy kan wêrelde skep as jy hierdie woord kan begin kwoteer? Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is. Sodat die dinge wat gesien word, nie uitsienlike dinge ontstaan het nie. Alles wat jy kan sien, hier was eers niks. Jy gaan in jou lewe sienlike dinge skep, al is daar niks nou om te sien nie. Only believe. Jy gaan dinge in wording spreek, only believe. Partykeer kan mens iets in 'n grappie sê, dan word dit ook waar. Pas op vir grappies. Pas op net vir grappies. Pas op wat jy sê. Ons het sommer so 'n huis familie grappie. Ek sit daar voor die TV so 25 jaar terug, oupa Toy sit daar langs my en hulle het 'n advertensie van Jack Callis wat onderarm aansmeer. En ons het nou lag baie daaroor. En nou sê ek daar so 25 jaar terug, maak ek die grappie. Ek sê hulle het my ook gevra om in die advertensie te speel, toe sê ek nee. Toe vra hulle maar vir Jack Callis. En op 'n Toy kyk my so, hy het my nog nie so goed geken nie. Hy sê, "Wat?" Hy dink hierdie mannetjie is so verwaand. Ek weet nie wat het hy gedink nie. En 20 jaar daarna, toe vra hulle my om in 'n advertensie te speel wat Perry het dit gesien in Amerika. Hoe die advertensie in Amerika speel. Wat jy sê, pas op wat oor hierdie lippe gaan. Pas op wat oor hierdie lippe gaan. Geloof is uit gehoor. As jy iets eers hoor, dan lê jy dit vas. Begin met jou mond, dinge in jou lewe vas lê. Sê vir jou vrou, jy het in die botter geval toe jy met my getrou het. Jy begin dinge te sê. Jy begin dinge te spreek. I will take your places. Dis dalk in 'n ligte lyn gesê. Dalk sê jy slegte lyn, maar vat hierdie woord as jy praat. Begin hierdie woord te vat. En dan gebruik jy dit by uitstek. Want God se woord kan nie lieg nie. Ek wil vir jou een vers lees oor engele. Miskien moet ek dit nou doen. Hoe God se engele wag dat jy iets moet sê. Ek dink dis vanaand. Geloof praat. Ek het van hierdie vers gehou toe ek het gelees het en ek gaan net vir jou die laaste stukkie van hierdie vers lees. Hy sê ek het geglo, daarom het ek gespreek. Glo ons ook, daarom spreek ons ook. Kom ek lees weer, ek het geglo, sê Paulus. Daarom het ek gespreek. Glo ons, daarom spreek ons. 'n Mens wat werklik glo sal van Jesus praat. 'n Mens wat werklik glo sal genesing praat.
'n mens wat werklik glo, sal wonderwerke praat. Maar mense wat nie glo nie, sê, ek weet daarmee of ons dit gaan maak nie. Ons almal struikel dikwels. Ek het vandag ook vanoggend, toe vang ek myself uit, die sê ek iets, toe gaan maak ek dit vinnig reg. Vinnig kanselleer ek dit in my gebed. Pas op wat jy sê. Ek weet daarmee of dit gaan werk. Pas op wat jy sê. Verstaan ek is maar, ons is van die arm pisagies. Jy is nou maar een van hulle, want jy sal hê wat jy sê. Jy is absoluut reg, jy is een van die armes. Maar as jy ook gaan sê, pastoor, ek weet die Here voorsien. Ek weet God voorsien. Jy's reg, God voorsien. Jy's alweer reg. God voorsien. God voorsien. Dood en lewe is in die mag van die tong. Elkeen, sê saam met my elkeen. Sê saam met my ekke ook. Sê saam met my jy ook. Wys vir die ou langs jou, jy ook. Die Bybel sê elkeen wat sy tong gebruik, elkeene. Hy sê dood en lewe is in die mag van die tong. Elkeen, Spreuke 18:21, elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan geniet. Elkeen. Miskien sê iemand, ag, ek weet tog ook nie of ek 'n vrou sal kry nie. Nee man, daar's vir elke pot 'n deksel. Elkeen wat dit gebruik, sal die vrug daarvan geniet. Sê saam met my elkeen. Elkeen, soos jy moet net jou tong gebruik. Geloof praat. Wat het jy gesê hierdie week om deurbrake te kry? Ek vra maar net. Wat het jy gedoen om met jou tong jou destiny in te stap? Wat het jy nadat jy gebid het gesê? Die petrol raak duur, ons sal nou maar vir ons donkiekarre moet kry. Ag, sies tog. Praat in hierdie week met 'n geloofsman, toe sê hy, ons worry nie oor die diesel nie. Dis hoe moet praat. Hy moet jam kry. Want daar's 'n God in die hemel. Why worry? Hoekom moet jy worry? Die Bybel sê elke soort natuur. Dit is my interessant om te dink, elke dier, elke soort natuur. Van die wilde diere, van die voëls, sê die Bybel in Jakobus, elke kruipende dier, sowel as seediere word getem. Kan jy kamak gemaak word, enige dier. Weet jy, dit klink aan vir my rof, maar as die Bybel so sê, dan glo ek. Hy sê elke dier word getem en is getem deur die menslike natuur, maar die tong, hy sê geen mens kan die tong beheer of te tem nie. Geen mens nie. Dis 'n onbedwingbare kwaad vol dodelike gif. Hierdie tong maak dat jy nie jou wonderwerk kry nie. Of hy maak dat jy nie jou genesing kry nie. Of hy maak dat jy nie jou deurbraak kry nie. Of hy maak dat jy nie jou lewensmaat gaan kry nie. As jy hierdie gif gaan toelaat. Dis venom. Hy's ontembaar. Keer jou tong van kwaad praat, keer jou tong. Geloof en woorde is maatjies. Hy sê is ontembaar. Hy kan nie gekeer word nie. Hy sê dis 'n dodelike gif, slow destruction. Ek het 'n bietjie gaan oplees oor daai dodelike gif en daai ontembare. Hy sê slow destruction. Daar's 'n spelfout. Corrode. 2 R'e en nie 'n A nie, 'n O. That corrode a person's spirit over time. Dis soos gif wat jou gees oor tyd, soos 'n venom, stukkie vir stukkie aftakel en afbreek totdat jy geen dryfveer meer in jou het nie. Jou tong. Het mense jou ook al met jou hulle tong afgebreek? Is daar drome, en ek kan maar net na myself kyk, wat ek wou gedoen het, wat ek nooit gedoen het, omdat mense negatief was.
Ek dink ons almal kan sê ja. As dinge wat jy wou doen, maar jy het dit nie gedoen nie. Ek gaan dit nie meer toelaat in my lewe nie. Wat sê jy van jou lewe? I can do all things through Christ who strengthens me. Man, ek voel nou soos 'n kapokhandjie. I can do all things through Christ who strengthens me. Ek is tot alles in staat. It's like a venom. A single word is an injection with immediate toxic effects. Maar ek gaan nie negatief praat met my tong nie. Ek gaan lewe spreek. Ek sê dit oral waar ek kom. As ek by my pastoorsvriende kom, dan sê ek vir hulle ek het die beste gemeente in die wêreld. Ek sê Mamasbury is die hoofstad van Suid-Afrika. Hulle lag vir my. Hulle sal as hulle hier kom preek, sê hulle dit. Julle pastoor bly mos in die hoofstad van Suid-Afrika. Want deur die mond van 'n regverdige kom 'n stad op. Hoekom groei ons dorp? 'n Profeet spreek dit. Hoekom is sekere plekke maak hulle toe in hierdie dorp? Want die profeet spreek dit. En jy's ook 'n profeet. Jy's die profeet van jou lewe. Net wat jy sê sal jy hê. Wat jy bely sal jy kry. En jou woorde sê vir my wat jy glo. Slow destruction. En toe het ek nou daarso 'n paar praktiese wenke. Net 1, 2, 3, 4 van hulle. Voor jy praat, vra jouself of dit waar is. Sodat jy niks vernietig nie. Vra eers 'n vraag, is dit waar? Vra jou nog 'n vraag voor jy iets sê. Vra, is dit vriendelik? Is it kind? Is it kind? Is dit vriendelik? Is dit regtig nodig om hierdie ding te sê? Kyk, is dit nou iets soos hulle het my genader om in die advertensie te speel, dan is dit mos nou nodig. Maar is dit regtig nodig? En is dit opbouend? Is dit waar, vriendelik en nodig? Anders is dit afbreekend en nie opbouend. Is dit waar, vriendelik en nodig? As geloof opbou, dan is as geloof ophou, is God nie tevrede nie. Romeine 1:17. Die geregtigheid van God word daarin geopenbaar, geloof tot geloof. Die regverdige sal uit geloof lewe. Ek gaan nie uit pensioen uit lewe nie. Ek gaan ook nie van 'n salaris lewe nie. Ek gaan uit my geloof uit lewe. My geloof maak deure oop wat 'n salaris nie kan oopmaak nie. My geloof maak deure oop wat berge skuif, wat 'n besigheid nie kan oopmaak nie. Die regverdige sal uit geloof lewe. God wil hê jy moet lewe. God wants you to thrive, not to survive. En as jy sien jou maat is 'n bietjie negatief, sê vir hom, jy's reg, jy gaan dit nie maak nie, jy gaan nie survive nie, jy gaan thrive. Kom ons trek mekaar op. Kom ons trek mekaar op. Draai gou na iemand toe, sê vir die een langs jou, jy gaan thrive. Jy gaan thrive. Ek sê dit vir jou, Tineke, jy gaan thrive. Jy's nie geroep om te survive nie. Jy's reg, as iemand sê jy gaan nie survive, jy sê vir hom jy's reg, ek gaan thrive. Ek gaan vooruit in die naam van die Here. Sê vir jouself, ek is nie afhanklik, ek leef nie van my salaris. Ek sê dit vir jouself, ek leef nie van my salaris nie. Ek leef van my geloof, want dit is baie meer. Sê dit. Weet jy, God gaan jou, ek wil nie sê God gaan jou toets nie. Jou geloof gaan jou toets. Jou geloof gaan jou toets. Dit gaan jou begeerte, jy gaan 'n hartbegeerte hê om vir iemand R1000 of 'n kar te gee of wat ook al. Of R5000. Dis 'n hartbegeerte wat jy het. Maar jy gaan vir jouself sê ek kan dit nie bekostig nie. Jy's reg, jy kan dit nie bekostig. Dis verby. Of jy gaan dit doen en sê ek wandel deur geloof en nie deur aanskouing, I walk by faith and not by sight. Skielik lewe jy.
Ek weet, dit klink snaaks. Dit maak nie sin nie, jy's reg, dit maak nie sin nie. Maar dit werk. Ek is 25 jaar in hierdie gemeente, dit werk nog hele pad vir my. Dit werk al die pad vir my. Jou woorde en dade vertel vir my of jy glo of nie. Al maak jy foute. My vraag is, het jy geloof? Het ek foute gemaak? Ek het baie foute al gemaak. Ek het al baie foute gemaak. Dinge wat ek anders sal doen. Meeste sal ek presies dieselfde doen. Ek sal weer Mamas by die toe kom. As ek dit moet oordoen. Ek sal weer hier kom preek as ek dit moet oordoen. As ek my lewe moet oorlewe, meeste doen ek so, maar daar was voetfoute tussenin. Maar weet jy wat, ek het geloof. Gehaat en ek het geloof. En dis al wat tel. Het jy geloof? Ek vra nie of jy foute gemaak het nie, dis irrelevant nie. Het jy geloof? Want daardeur het die mense van die ou tyd 'n getuienis ontvang. Hulle het 'n rapport gekry, soos wat jy jou rapport by die skool kry. Op jou rapport staan het geloof of het nie geloof. Die mense van die ou tyd, the elders, they received a good report. En nou begin die Bybel oor hierdie goeie verslag en dis vir my lekker om met jou oor hierdie goed te praat. Die eerste manier om God se aandag te trek, die eerste persoon in die Bybel wat 'n goeie verslag gekry het. Die heel eerste persoon was Abel. En die eerste keer wat iets opgeteken is oor 'n goeie verslag, en ek het al gewonder wat het van Adam geword. Of hy toe gered is op die ou end. Ek het maar net gewonder. Want die Bybel sê nie vir my iets waarvan ek weet van Adam nie. Maar sy seun Abel het 'n goeie verslag gekry. Hy sê deur die geloof het Abel 'n beter offer aan God gebring as Kain. En hy het 'n report gekry, hy het 'n verslag gekry. Sy rapport was goed geweest. Hy het getuienis ontvang dat hy regverdig was, omdat God oor sy gawes, sy offerande getuienis gegee het. En die eerste rapport wat in die Bybel geskryf word, die heel eerste ene, gaan oor offerandes. Toe maar moenie worry nie, ek gaan nie 'n offerande opneem nou nie. Hy sê kom ons het aan die begin gedoen het. Die eerste mens op aarde wat regverdig verklaar was, is Abel en dit deur 'n geskenk of 'n offer aan God. Jou offer beweeg God, want dit sê of jy glo. Ek meen, dit sê of jy glo. Daai mense sê hulle kan nie gee nie. Ek kan nie bekostig om nie te gee nie. Want ek leef deur geloof. Ek leef. Nie ek lewe nie. Oh, ek leef nie so nie. Ek lewe deur geloof. Ek lewe deur geloof. In die eerste geval, die eerste manier om God se aandag te trek deur geloof is deur jou offers. Jy sien dit in jou offers. Niemand sien dit behalwe jy weet wat jy gee. En God word daardeur beïndruk. Die Bybel sê hy skryf 'n rapport. Die tweede manier, soos amper klaar. Die tweede manier om God te please of om sy aandag te trek, om geestelik reg te wees vir 'n geloofspad, is om 'n lewe te lewe soos wat Henog gelewe het. Die Bybel sê Henog het met God gewandel. Jy het al gelees en Henog het met God gewandel. Jou algemene lewe. Please jy God deur te bid, Bybel te lees. Gisteraand het my gesin was vroeg in die bed, Mariska was nog wakker, toe sê ek vir ag kom hier na my studeerkamer toe, dan bid ons 'n bietjie saam. Dis net so 'n algemene manier van lewe. Please jy God. Ek wou nie vir Marlene gaan plaat nie, want sy het al geslaap en sy staan bitter vroeg in die oggende op, werk hier by Woolworths. Oor naweke, voorraad, intake en daai goeters. En hoe leef jy? Hoe is jou kerk toe gaan ritme? God is besig om 'n verslag oor jou te skryf. En jy is besig om jou gereed te maak vir 'n goeie verslag. Elkeen kry 'n rapport en elke mammie is bly oor sy kind se rapport einde van die jaar of
einde van die kwartaal. Ag, het ons nie ons kinders vir ekstra lesse gestuur, of ou Neeltjie, hy kon nie praat, die stuur is om vir spraaklesse. Ai, sies tog Sena, nou moet hy na die terapeute toe gaan. Ai, enige ouer is maar so oor sy kind. Daar sit die man huislik groot. Hy praat lekker en goed, wanneer hy lus is. En dan op die ou end is jy bly oor jou kind se verslag of nie. Maar as een verslag wat vir ewig gaan hou, God se verslag. En hy is besig om vandag te skryf oor jou offerandes, oor jou algemene lewe. Is die tweede geval, as wat ek lees in Hebreërs, die gevalle is in volgorde geskryf daar. Sonder geloof is dit onmoontlik. It's impossible to please God. Net so jou algemene lewe. Ek gaan hulle net so vinnig vir jou noem, net 4, 5 van hulle. Dis is klaar. Goddelike respek. Dis nogal iets wat 'n bietjie uitgesterf het waaroor 'n mens meer kan praat. Dis net the fear of God. The fear of God. Net daardie eerbied. Die Bybel sê Noag het God gevrees, eerbiedige vrees. En toe word hy ook in die boek opgeteken as iemand wat 'n goeie verslag kry. Omdat Noag God gevrees het, het hy geloof gehad. Hy het respek vir God gehad. God het vir hom rigting gegee. Baie mense het nie respek vir God. Hulle gebruik sy naam sommer so tussen hulle sinne deur. Ek sit so my TV af as hy gemors op is. Party mense het nie respek vir God nie. Hulle, mens sien dit in hulle lewe. Maar God het vir Noag 'n plan gegee om te ontsnap. Hy het vir hom die presiese resep gegee om die ark te bou. God gaan vir jou 'n presiese resep en 'n patent gee om uit jou situasie uit te kom. Want jy vrees God. Vrees God. Kom ons maak gou klaar. Die derde een en vierde ene, net gehoorsaam te wees. Wees net gehoorsaam. As God vir jou sê, koop daai ding, nou koop jy daai ding. Al het jy 1000 ander goeders en 'n Mauritius tripie wat jy graag wil doen. Koop net daai ding. Gaan doen dit net. Doen dit net. Wees net gehoorsaam. Jy kan dalk my notas kry na die tyd. Die laaste ene is om aan te hou. Hou net aan. Keep on keeping on. En jy gaan skanse breek en omstandighede breek. Die groot geheim is hierdie mond. Is jy in staat om vir God te wys deur jou mond en daarna jou offerandes, jou algemene lewe, jou godsvrees, jou gehoorsaamheid en net keeping on. Keeping net, gaan net aan. Abraham, hierdie vers wat ek hier opgesit het, hy het God getrou geag. Daarom, hy het gesê God kan, daarom. God kyk nie na my vermoë nie. Ek ag hom getrou, daarom doen God dit vir my. God kyk nie na wat ek het of bymekaar gemaak het of wat se familie ek uitkom nie. Dank God vir my familie. Hy kyk nie of jy uit 'n geskeide agtergrond uitkom nie. Hy kyk nie of jou ouers geskei was of nie. Hy kyk nie of jy verkrag is of 'n sonde gedoen het nie. Hy kyk of jy vandag glo. Hy kyk nie na jou verlede nie. Hy kyk nie waarvandaan jy kom nie. Hy kyk of jy werklik in hom glo en of jy hom getrou ag. En Abraham het God getrou geag, daarom is daar gebore uit een pa. En dit 'n verstorwene, hy kon nie meer kinders kry nie. Kinders soos die sterre van die hemel, 'n menigte soos die sand van die seestrand. Want ek en jy, ons wandel, we walk by faith, not by sight. Wil jy nie vanmôre sê, ek gaan glo, Jesus red. Kom ons sluit ons oë in hierdie plek. Ek wil hê jy moet, die Gees sou met jou gepraat het, hy sou jou aangekla het, iewers met iets. En ek wil vra dat jy dit vir die Here sal gee en sê, Here, ek maak dit nou reg. I walk by faith and not by sight. Ek lewe, ja ek lewe.
Hoe sê hy, het gemaak om na liefde te strewe. Ek lewe. Ek lewe. En ek doen dit omdat ek glo. My God can do all things. Hier's mense wat wonderwerke in hierdie plek nodig het. Ek gaan jou vra, as jy 'n wonderwerk nodig het, want ek voel die gewig is nou hier. Ek gaan dit nie uittrek nie. Ek gaan jou vra as jy 'n wonderwerk nodig het, ek weet jy is hier. Staan vinnig op jou voete. Ek wil 'n gebed oor jou bid en jy gaan dit eenvoudig glo. Ek weet hier's nog iemand wat wil staan, jy het jou hande vol sweterig en so aan, jy weet. Staan net op, wat kan jy verloor? Jy kan mos net wen. Staan net op, ek gaan vir jou bid en daarna gaan jy net moet glo. Jy het 'n wonderwerk nodig. Ja, is nog een persoon ten minste wat wil staan. Ek is nie hier om jou uit jou stoel uit op te trek nie. Ek sou graag wou, maar jy moet dit nou vat en jy moet glo. Sê ek staan omdat ek glo. Ek gaan begin bid en as jy wil aangesluit wees, staan net op jou voete. Ek wil hê jy moet 'n aksie neem. Ek gaan nou begin bid. Staan vinnig op asseblief. Vader, hier's nog mense wat wil staan en moet staan. Vader, baie dankie dat U vir elkeen in hierdie plek 'n wonderwerk doen. 'n Deur oopmaak want U wil. Hier's nog mense wat moet staan. Ek wil so graag vir jou hê jy moet die aksie neem. Sag op jou voete asseblief. Nie sê ag ek glo ook. Die Here, dit is die metode wat God vanmôre gebruik. Sag op jou voete. Ek word nie betaal deur iets of wat nie. Ek weet net 'n verantwoordelikheid teenoor God, want hy word beweeg deur geloof en ek wil hê jy moet jou geloof in aksie sit. Miskien besef jy nie wat se groot dinge die Here vir jou wil doen nie. Jy weet net nie wat God vir jou alles wil doen nie. Ek wil hê elkeen wat staan moet net sê ek skud daai ongeloof af, daai twyfel, ek skud dit vandag af. Ek skud my verlede skud ek af. Net daar waar jy is, begin te bid, sê ek vat my deurbraak. I'm walking in faith. My God can do all things. My God kan. Ek word nie geëvalueer of gedefinieer deur my verlede nie. Ek glo God. Dis al wat tel vanmôre. My God kan alles doen. My God kan alles doen. My God kan alles doen. Sê dit 'n bietjie saam met my. My God kan alles doen. Sien dit waarvoor jy staan vanmôre? En dit waarvoor jy glo, sien dit voor jou, dan sê jy my God kan alles doen. Sê dit weer 'n keer en begin te bid. Begin te bid. Sê my God can do all things. I walk by faith and not by sight. I live by faith. Die regverdige sal deur die geloof lewe. Ek lewe deur geloof. Ek leef nie op Elon Musk se geld nie. Dis te min. Hy kan nie vir my doen wat God kan doen nie.
I walk by faith, not by sight. Leef nie op grond van 'n erfporsie of van Anton Rupert of van Oppenheimers nie. Leef deur geloof. Kom aan, begin te bid in hierdie plek. Leef deur geloof. In die afgehandelde prys van Jesus Christus. Ek gaan die woord begin leer en kwoteer. Gaan kerk toe kom, ek gaan myself voed. Ek gaan myself voed. Jy slaam met 'n stikkende gebreekte lewe. Favor isn't fair, sê hulle. Ek sê favor is fair. Want God gee dit. Want God is nie onregverdig nie. Guns kom van God af. En ek het guns. Want die woord van die Here sê goedheid en guns agtervolg my al die dae van my lewe. Ek het guns. I have favor. I have favor. Dit agtervolg my. Op dis op die plaas by jou, is guns. Benita, das vir jou guns. As guns. Maak das guns. Sê 'n bietjie saam met my, goodness and mercy shall follow me all the days of my life. All the days of my life. In Jesus' name. Kom ons gee vir die Here 'n lofoffer in hierdie plek. Ons ontvang ons deurbrake. Amen. U kan die sitplekke neem, ons gaan die nagmaal bedien. Die nagmaal sê ek glo. En hierop word die koninkryk van God gebou. Nagmaal sê eenvoudig ek glo. Vir ons mense op sosiale media, dankie dat jy vandag weer ingeskakel het. Dankie dat jy altyd inskakel. Dankie dat jy hierdie boodskap versprei wyd en suid. Dankie dat jy ook ons gemeente ondersteun om ons te help om verder te gaan, om ook dit wat ons doen beter te doen en meer effektief. Doen net wat die Here jou sê om te doen. Dis al wat jy hoef te doen. En dan doen jy goed. Mag die Here jou ryklik seën. Bye.